jy dit hoor, dan klink het vir jou, jy het die storie al gehoor, of jy weet van iemand wat het oorgekom het, of wat het inderdaad gedoen het. Dis glad nie 'n nuwe ding, wat my broer nou uitgedink het, want ons het dit gehoor, en hy het geweet van die triek wat jy kan probeer, wat 'n grappie is, en miskien kan jy loskom daarmee. Nou in my tyd was nou maar die rotting, wat moes nou maar seeviere, daar was nou nie sielkundiges, en sulke goed, die rotting was maar die sielkundige, wat alle probleme opgelos het. En ek sê nou, dis goed of sleg nie, ek het eerder standaard 3, het nog standaard 3 gewees, het ek 2 ouwe by my as kinderonderwyser gekry, en my hele skoolloopbaan deurgegaan tot en matriek, en toe het ek weer 2 ouwe gekry by my as kinderonderwysers, so ek het een of ander probleem met as kinderonderwysers gehad, maar ja, ek het dit my elke keer verdien, dit moet ek nou erken, maar nou is dit ook hierdie broer vir my wat baie ondeed is, en weet, hy het ook met almal altyd 'n grapie gemaak, en hy was, weet, as hy in die vertrek instap, word hy die lewe van die vertrek, en almal is skaar hulle rondom hom, wat hy so lekker ou is, en opreg en eerlik, en jy kan hom vertrou, en is 'n man wat lekker is, wat het ek ook gedoen het. Ek het hom gekyk, hy was aanmoedig geweest. Kyk, hy is 'n moedige man in die regte lewe, maar jy moet gesien het op 'n rugbyveld. Hy was moeilik, en hy was boelig, en so geniet om te kyk. Intensiteit, jy weet, jy ken mos daai spommelkakkers, wat so met intensiteit speel, en dit is altyd mooi om te sien. Nou hierdie spesifieke keer, toe het hy nou huiswerk nie gedoen nie, en hy weet nou maar, hy is nou in die moeilikheid, hy het so 'n bietjie vergeet van die huiswerk, maar ons het hierdie oulike onderwyser gehad, ons het sommetjies genoem, en want hy was die wiskundeonderwyser geweest, hy het even so sleepklank gepraat, en ek onthou een keer, wat ek daar by hom gesit het, en ek het heel agter in die klas gesit, en ek was soos 'n soet en 'n voorbeeldige ouetjie, ek het eers later stout geword, en so, maar daai tyd nog baie soet geweest, so ek het agter in die klas gesit, want hy hoef my bekommerd te wees, ek het daar doodstil gesit en my werk gedoen, maar die moeilike manne, en die besige manne, en die raasige manne, of manninne, soos Pieter so gesê, hulle het nie voor by hom gesit hier in die bank hier reg vir hom. Dit was hierdie wetenskapbank, so dit was nie aparte tafeltjies, dit was een lang wetenskapbank, wat hy skynend aangebied. En dan het ons nou daar, het ons nou gesit, en hulle het nou vir ons wiskunde aangebied. So het ek een keer met die wat so stil is, en weet nou, ons is besig om te werk, maar jy kan 'n speld beval in daai klas, maar jy weet, ek het so 'n wyntjie, en ek probeer hom nou weer deur die sip gooi. Ek het ook oom gehad wat hom so deur die sip gegooi het, en dis 'n storie wat ek nog moet vertel vir jou. Maar ek het probeer hom so deur die sip te gooi, maar hoe weer onsuksesvol daar kom toe, en weet 'n ontploffingkie daar uit, en onmiddellik is dit die hele klas kyk om na my toe, en ek almal kyk so na my, en meer sommetjies kyk so na my, en ek dink toe my gas, wat moet ek nou doen? En daar kyk ek ook om, maar toe is daar nog niemand agter my nie, so toe moes ek nou die skuld vat, en toe was so skaam gelag, en die klas het saam gelag, en jou sommetjies het ook van niks te sê, seker maar omdat ek die tooniese seun was, en dan nie van my moeilikheid nou geen met dit, maar dan my broer is toen nou matriek, en hy het so nou meer sommetjies, as hy nou vergeet, hy nou die dag om sy huiswerk te doen. Met altyd was dit gewees, 2 ouwe, net daar so buite die klas, sonder vraag om te vraag, niks waarskuwing sê, wat, jy weet, 2 ouwe, en as jy gelukkig was, dan kon jy dan nog die rotting verkies het, maar gewoonlik het die onderwysers daar in die klas om die een gehad, dat jy nie 'n keuse gehad het, dan moet jy gooi, dan hoor die ouens binne die klas, en die pak, dan gaat die slaat die 2 ouwe vinnig, dan kom hy in, gelukkig, die sommetjies, ek het nou nooit by hom 'n paar ouwe gekry, maar sê, hy het nou nie so hard geslaan, soos die ander onderwysers nie. En hy besef toe nou, vandag is in sy dag, weer sommetjies gaan hom nou, vandag sy 2 ouwe trek, hy gaan strek. En hy kom in by die klas, en hy sê vir meneer Sommetjies, meneer Sommetjies, maar my pak gee iets wat ek nie gedoen het. En Sommetjies het hom so gekyk, hy vang het nou nie. Hy kyk op so, en hy trek so so oor, kan nie sien, hoe kom sal my broer nou vir hom so vraag vra nie. En hy sê, meneer sal my mos die pak gee, vir iets wat ek nie gedoen het nie. En hy antwoord, nee, man, ek sal ons nou nie vir jou pak gee, as jy niets gedoen het. En hy sê vir meneer Sommetjies, nee, ek het nie my huiswerk gedoen nie. Nou, toe meneer Sommetjies nou die ding gevang, en hy het die humor daar gesien,
En hy het toen besef, maar hy het nou beloof dat hy nou nie voorpad sal gee, of hy nie iets gedoen het nie, al is het huiswerk. En my waarschuwing vir die klas, en dat nou hiermee weggekom, maar as jy dit moet by gaan probeer, dan gaan ek jou extra hoog gee, as het weer gebeur. En ja, so dat die dag losgekom, en hy het seker gemaakt dat hy nog nie weer nie sy huiswerk doen nie, en hy weer toekom, dan gaan hy extra enetjie bykom, as hy weer uitgevang word, of dan of enig iemand anders in die klas. En ja, so kan hy ook goed oorkom, en so kan 'n mens van 'n ou grappie, wat eintlik op daai stadium 'n grappie was, en toe wat in 'n werklikheid geword het. En ek weet, jy weet van miskien van so 'n situasie, waar iemand dit probeer het dit gewerk, of het dit nie gewerk nie, ken nie die onderwysers, daai triek al, en ek daai tyd het die onderwysers nog nie daai triek geken nie, en my broer het daai triek toegepas met groot sukses, en daai dag toe nou heeltemal losgekom van al die pyne. Ons het het genoem 2 treinspore. Kyk, hulle het al netjies neergesit, so 2. As jy so langs speel, dan kyk jy, as jy pak jy daar op die badkamer toe, dan gaan kyk jy gou die 2 houer daar op jou bad, en die hele so 2 treinspore, dan weet jy nie wat die onderwyser kan. Want hulle het gesê, as jy 2 keer op dieselfde plek slaan, is dit nie so seer, maar as jy 2 keer op 'n ander plek slaan, dan is dit 2 keer seer. En dis die geloof wat hulle gehad het, die eerste een slaan die bout dood, en die tweede ene is daar nie so seer, dit was allerhande